Dan sê dat jy Nadine Blom met Ry vir jou hier by 93.6 FM 5 minute oor 10. Dis die boekprogram Bladsy vir Bladsy en vandag praat ons oor die vrystelling van Nadine Adrian Blom en dit blitse perlemoendiewe. Onthou dat jy kan wegloop met 'n kopie. Al wat jy hoef te doen is om blits en jou naam te SMS na 42936. Baie bly om met haar te gesels vandag. Nadine, welkom by 93.6. Dankie man, voorreg. Wie as 'n mens talentvol is, dan is jy om talentvol, want wraggies, dit is nou die laaste gedagte wat ek in my kop gehad. Ek weet jy skryf en al die van dinge, maar dat ma en seun nou kan by mekaar kom en 'n boek uitbring, goeie genigtig. Weet jy wat, né? Ek is net geseënd. Dis al wat ek kan sê. Ek het net 'n ongelooflike blessing gekry die dag toe daai mannetjie gebore is. En die Here verras my elke dag. Ek sê vanoggend in die kar vol, weet jy wat, vandat die klein is, hy het weer daar 'n pak kaarte in die hand vanmôre op pad skool. Ek sê vir hom, vandat ek kan onthou dat jy 'n ding in jou hand, as dit nie 'n tol is nie, dan is dit 'n top, of dis 'n fidget spinner, of dis 'n pak kaarte, of dis 'n albaster, of dis 'n dooie padda, of dis so ja, hy my lewe verskriklik interessant, ek moet sê, maar dit is 'n voorreg en dit is 'n wonderlike belewenis om saam met jou eie kind 'n boek te kan skryf. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal so bederf word nie. Ek wil gesels het oor waarmee jy jouself besig hou, maar ek dink daar is so 'n wonderlike gesprek wat hang omtrent hierdie hele ding van ma en seun. Hy's 14 jaar oud nou, Nadine? Ja, hy is eintlik 15 geword. Ja? Ja, en ons het die boek saam begin skryf toe ons 2013 was. En ek het initieel eintlik eers alleen geskryf aan die boek en toe het ek die boek parkeer. Jy weet, baie keer aan die bord, dit is 'n liedjie ook, wanneer ek liedjies skryf. Baie liedjies kom op een dag in sommer in 20 minute. En 'n ander liedjie skryf ek 'n deel en dan werk kom en dan jy weet, oor so 6 maande dan kom die res van die liedjie. Met hierdie boek was dit so, ek het 'n stuk van die boek alleen geskryf en ek het die boek parkeer, want ek wil amper sê vir 'n jaar. En dit het maar gekom na aanleiding van my navorsing in 'n meestersgraad navorsing in internasionale reg en internasionale georganiseerde misdaad wat ek gedoen het oor menseregte, mensenhandel. En ek het nou op al die goed afgekom, jy weet, omgewingsmisdaad en so meer. En toe het ek een oggend wakker geword en toe besef ek, maar ek het vir Adrian nodig om hierdie boek saam met my te skryf, want as ek wil hierdie kinders, my fans, jy weet, super cool se fans, moet hierdie boeke lees en van hierdie boeke hou, dan moet ek Adrian, hulle se ouderdomsgroep, ek wil amper sê die taal wat hulle gebruik en die lingo, soos ons dit nou sal sê in Engels of in slang. En dit het ek vir hom gevra, Adrian, sal jy saam my boek skryf? En hy het my so gekyk en ek kon sien hy was uiteindelik gedink, dis nou eintlik 'n baie cool idee, maar hy wil net te eager lyk. En toe sê hy vir my, okay ma, ek sal. En toe begin, maar hy het eers gesê, maar ek is nie seker hoe doen die mense dit. En ek het hom baie gelei en hom baie, jy weet, ja, leiding gegee, en maar hy was verskriklik ontvanklik. En van kleins af in elk geval, hy was nog 'n baba, dat ek het hom begin lees as 'n babatjie en ek het die laaste boek wat ek vir hom gelees het, was nog toe hy 13 of 14 jaar oud was Koning van Katoring, wat deur Daniel Hugo vertaal is. En so was ek baie lief nog altyd gelees en skryf met sy opstelpunte is baie goed en so. Maar langs die kort, ons het die boek klaar geskryf en na mate ons gevorder het ek begin agterkom, Adrian het regtig vir 'n groot talent vir stories. En ons het toe klaar gemaak met die boek en ons het dit ingeskryf vir 'n kompetisie. Nou, hierdie is eintlik die mooi deel van die storie. En jy weet, as 'n mens gewoond is aan jy doen 'n ding en dit werk net. Ek is geseënd in daai opsig dat ek skryf goed, die mense hou van my liedjies, hulle hou van wat ek uitdink, jy weet, van my penvrugte, sal ek nou maar sê, oor die jare heen. Maar met 'n boek is dit nou 'n nuwe ding, jy weet, jy is onseker, waar is jy nou, gaan die mense vanuit? In elk geval, ons het toe glad nie iets in die kompetisie reg gekry nie, ons het nie eens 'n plek gekry nie. En ek het toe die een oggend wakker geword en het gevoel in my gees, ek moet hierdie boek stuur vir Michelle Cooper. Nou, ek het een keer Michelle Cooper ontmoet, sy is die hoof van jeugliteratuur van NB Uitgewers. En een aand het raad by vriende en sy is nou ook daar. En ek het al vertel, ek is besig met 'n boek, maar sy het toe nooit meer verder kontak gehad nie, maar ek praat van 3 jaar van tevore, jy weet, op toe. En toe stuur ek vir die manuskrip. En ek sê van Michelle, hierdie is wat ek en my seun saam geskryf het. Ek wil net jou raad vra, jou opinie vra, wat dink jy, het ons talent, moet ons aangaan? En dit sê my e-pos terug en gesê nee, ons sal baie graag wil kyk na die boek. Ons hou baie van die boek.
Kom ons gesels. En toe het ons saam 'n pad gestap, sy het ons gehelp om die boek te verfyn, om dit 'n bietjie te verkort, want ek het baie gedetailleerd geskryf initieel, omdat ek maar produksie skryf vir die verhoog. En op die verhoog kan daar nie gaps wees nie. Op die verhoog moet alles gemotiveer word wat gebeur. So in die boek het ek amper werk soos 'n rolprent geskryf, 'n draaiboek geskryf vir 'n rolprent. Wat nou goed is, want as daar nou 'n fliek van dit kom, dan is jy die draaiboek. Ja, dan is dit daar. Hy is nou klaar daar. So dit sou ons help om te verwy. En ja, dit was so 'n jaar se proses en dit ons die boek gepubliseer, wat ons nou net so pas is die boek gepubliseer. En dit doen baie goed. Wonderlik. Ek gesels met Nadine Blom, sy en seun Adrian saam 'n boek uitgebring, 'n Blits Perlemoen Diewe. Natuurlik kan jy met 'n kopie wegloop. Al wat jy hoef te doen is om Blits in jou naam te SMS na 42936. Wat voor ek kom by die hele verhaal en die uitdink daarvan en ook die jongeling se gedagteproses en woordgebruik wat ons oor gaan praat, wil ek gou met jou praat oor hierdie hele ding van ma en seun en hoe jy in die jeug kan bly saam met hom, deurdat jy amper die jeug van 2017 deur hom kan leef. Maak dit sin? Heeltemal. Dit is ontsettend belangrik. En ek dink vir my was dit spesifiek as 'n ma 'n stoute berekende manier om in my kind se lewe in te klim. Verstaan jy? Want hulle sien as hy moet in die kerk en na skool. So was jy dag, okay. As jy moet vir 'n dogter van was dat dag. Mamma, jy weet wat het gebeur nie. Maar 'n seun is amper, jy weet, hulle laat my altyd dink aan jagters. Hulle gaan uit in die veld en dan kom hulle terug en dan gaan hulle eintlik terug, maar hulle bring nie info saam nie. Daar's nie. En deur hierdie proses het Adrian vir my begin wys hoe lyk sy wêreld. Hoe lyk sy kop en daar's natuurlik nou nog maar stukkies wat ek self moet invul, jy weet, maar byvoorbeeld hy die tweede blits waarmee hy nou besig is, of die volgende blits. Skryf hy amper 90% van die storielyn. Hy konseptualiseer die karakters. As vir die saak, ek weet, ons gaan nou praat oor die storie, maar ek weet, ek kan agterkom hoe hy gegroei, ook in sy skryfstyl. En natuurlik, soos jy nou sê, die taal wat hulle praat, hoe hulle, jy weet, die woorde wat hulle gebruik, daar's een plek waar Hannes, die hoofkarakter in die boek, waar hy nou praat van, man, as ek nou hierdie doen, is ek chops. As ek in diep moeilikheid, is nou eintlik die woorde, weet, maar chops. Dit is die woorde wat hulle gebruik. En vir my, om nou, ek weet, ek is nou nie meer spring chicken nie, ek raak nou ouer, ek wil super cool word, al 10 jaar oud volgende jaar. So, 'n ou besef nou, jy moet voeling hou met jou mark. En hier is 'n baie lekker manier vir my, en ook as ons skryf, jy weet, baie keer dan dra ons argumenteer verskriklik, oor goed ek is maar as ek terug is in die hof, van toe ek 'n prokureur was, jy weet, en hy argumenteer met my oor 'n storielyn, en dan sê ek, Adrian, maar ek wil dit so skryf, en sê my ma, waartoe gaan jy met hierdie storie, waartoe gaan jy met hierdie plot? Kyk, kom ons dink gou, as jy dit so skryf, gaan ons daar eindig, maar ek stel voor as ons dit so skryf, want dan maak het nog ander avenues oop vir 'n meer interessante twist, verstaan jy? So, dit leer om dink, dit leer om kreatief redeneer, so ek dink net, mense hoef nie noodwendig 'n boek te skryf, om 'n boek uit te gee saam met jou kind nie. Ek dink elke liewe ouer kan net 'n storie saam met jou kind skryf, en jou kind op daai manier half aanmoedig om kreatief te dink en nie bang te wees om 'n pen te vat of die rekenaar te vat te skryf. En jy sien sommer jou kind se taalvaardigheid daardeur, jy kan sien hoe jou kind se leesvaardigheid daardeur. Jy weet, Adrian lees van die stukke 5 voor. Nou ook wanneer ons praatjies doen, kan ek sien, jy weet, sy lees het soveel verbeter self in die proses, alhoewel hy 'n goeie lesertjie was. Jy weet, ons kinders is konstant op Xboxes en op hulle telefone en jy weet, hulle speel regtig nie meer nie. Dis wat dit nodig is nie. En al hulle skills raak agter in die proses. En so ook die skill, jy weet, daai vaardigheid van goed skryf, 'n brief. Jy weet, die kommunikatiewe vaardighede wat ons kinders gaan verlore as gevolg van hierdie SMS-ery. Ons almal wat op WhatsApp kommunikeer en so 'n kind kan amper nie meer weet wat 'n brief is nie. Van soos toe jou ouma en jou oupa vir jou brief geskryf het en hom gepos het en jy het hom teruggeskryf. Liewe oupa, hier by ons is dit koud. Verstaan jy wat ek sê? So nou hierdie proses van wat Adrian nou leer is, omdat dit is so mens kyk, en dit is so amazing om te sien in die kar as ons ry, hy doen nou bijvoorbeeld so, hy vat die apps, jy weet, en dan sal hy dit nou, skies nou vir Engels, maar ek weet nou regtig geen Afrikaans, dus hy sal dit nou crit, of hy sal dit nou review, want dan skryf jy nou, of hierdie app 'n goeie app is, dan gee jy nou voorstelle vir die mense wat die apps nou
programmeer om te sê, ons dink jy met die app 'n bietjie so van, dan vra hy van ma, skryf jy hierdie woord los of vas? Ma, hoe spel jy hierdie woord? Ek kom agter my kind het begin om 'n liefde te ontwikkel om sy taal reg te skryf, om 'n taal reg te skryf en 'n taal reg te lees en 'n taal reg te weergee. En ek dink kommunikasie is so belangrik vir elke liewe persoon. Ek bedoel, ons hele wêreld gaan oor om te kan kommunikeer. Ek gesels met Nadine Blom, sy en seun Adrian het ek meen as ek hierdie woorde sê, dan moet dit seker in jou ore absolute haleluja lied wees wat jy hoor. Blits, Perlemoen, Diewe van Nadine en Adrian Blom, en natuurlik kan jy met 'n kopie wegloop. Al wat jy hoef te doen is om net Blits en jou naam te SMS na 42936. En nou jy gesê jy's met Blits 2 besig. Nou gaan daar ander prentjies in my kop oop, maar voor ons nou daarby kom ons praat eers gou oor hierdie hele ding van jy as ma wat in die lewe is en jy weet waaroor dit gaan, jy kyk na die aarde, jy het 'n jongeling wat hoe is daai gesegde op die koringveld is en wat nog moet groot word en sy lewe moet lei en ons is besig om alles te verwoes en natuurlik is dat ook hierdie Perlemoen Diewe is amper 'n uitroep van julle twee ook in daai hele gedagteproses, né? Nee? Absoluut, ja. Adrian het nou reg so mooi gestel, dit Saterdag. So ek het vir dat onderwysers van die Oeverberg toe gespreek, spesifiek oor hierdie die skryf van kinders en die aanmoediging van skryf. En dit is oor hierdie gepraat en toe vra die een van die onderwysers vir Adrian, maar hoekom het julle besluit op Perlemoen? Jy weet, as daar soveel verskillende vorme van internasionale georganiseerde misdaad of dit sê want dit is 'n weggesteekte vorm van misdaad amper. Jy weet, as jy vir ou Gauteng sê, daar staan 'n smokkelery, of vir 'n kind, gaan hy sê, wat is Perlemoen? Maar dit is een van die grootste delikatessens in die wêreld, wat gesmokkel word oor landsgrense heen. En soos Adrian sê, ons is die skatbewaarders van die toekoms, die kinders met ander woorde. Ja. Hy sê, as ons nie die skatte van die see en die skatte van die natuur gaan bewaar nie, dan gaan daar niks meer oorblyf. En hy sê altyd, dit klink soos 'n cliché, en hy hou so baie daarvan om dit te sê. Maar dis waar. Hy sê dat ons nie bewus begin raak van om ons oë oop te hou en om te help, proaktief te help om hierdie tipe van goed oop te krap. En hy sê dan gaan dit altyd maar net aangaan en ons gaan net niks meer oor en nader aan. En ten minste vorm ons deel van 'n proses van bewusmaking, jy weet, en om te sê maar hierdie is wat besig is met ons see te gebeur. Ons see is besig om leeg gesteel te word. En wat gaan ons daaraan doen as mense? Ek en sy pa het een middag gesit, ek praat van 4 jaar terug by die see, en dis waar die gedagte ontstaan het vir die boek, het ons gesit en kyk vir die see, so vir ons ondergang, en het 'n man in die see ingestap op Oosterling. En ek het nou nie iets snaaks daarvan gedink, jy weet, baie mense kom kuier maar in Melkbosstrand, en kom kyk na ons mooi see, en ons kus, en so aan. Hierdie man het, dit was skemer, en skemer, en het omgedraai en het grond gekyk, en ons het in ons waag, maar jy weet, my toerbusie gesit, wat gefeit verdonkerde vensters, so jy kan nie sien, daar is iemand binne in nie. So ek neem aan, hy het nie gedink, iemand sien hom, en het afgepik, en hy het begin om iets van die rotse af te sny, met 'n mes, soos 'n staal, type. En die volgende dat kom dan nog 'n ou aangestap, en hy kyk altyd so rustig om, en sy besef dat hierdie ouens is besig om iets te steel, is besig om onwettig, jy weet, het sy mossels of wat dit ook al is, en toe het ek die SAP gebel op daai oomblik. En hulle het dadelik gekom en die ouens het geen permit gehad nie, en hulle het nou uit die aard van die saak nou nie Perlemoen gevat nie, maar toe het ek begin krap en agtergekom hier is 'n verskriklike groot soos die Engelse woord so mooi stel, clandestine Perlemoen syndikaat wat hier in ons dorp besig is. En ons het 'n baie groot taakspan wat daar aan werk, en in die nagte as ons lê en slaap, dan is hulle in die see en hulle het duikers en hulle, dis 'n movie storie. Daar's drones en daar is so die punt wat ek eintlik wil maak is net omdat ons dit nie sien nie, beteken dit nie dit bestaan nie. Beteken dit nie dit gaan nie aan nie om ons nie. Ek gesels met Nadine Blom, haar en seun Adrian Blom se boek Blits, Perlemoen Diewe. Onthou jy kan met 'n kopie wegloop, Blits en jou naam na 42936. Nadine, die hele ding is, as ons gaan aanhou uit die see uithaal, wat die see moet gesond en skoon hou, dan gaan ons sit met 'n verrotte wêreld van watermassas in die toekoms vorentoe. So hierdie is uiters belangrik vir almal van ons en ook vir die jongelinge om natuurlik hierdie boek te lees. Die hele storie, en ek hou van die
hoofkarakter Hannes Joubert, Melkbos Strand, en hy kom toe agter op hierdie kombi wat daar een kant staan, en daar begin die hele storie. Vertel vir ons so iets sonder om te veel weg te gee van Blitz die perlemoendiewe. Ja, so Hannes is, hy's typiese 13-jarige seun wat, as ek nou kan teruggaan na Trompie se dae toe. Ja. Of die swart kat, jy weet, dit is daai tipiese karakter, wat hy's innoverend, hy's spitsvondig, hy's 'n speurder, sy oë en sy ore is oop. Maar natuurlik, enige speurder het altyd 'n assistent nodig, en dis nou Zander. So Zander is sy vriend en hulle twee is konstant op hulle longboards hier deur die strate van Melkbosstrand. Ja. En ons noem Melkbosstrand die Braai Capital van Suid-Afrika, want as jy op 'n Sondagmiddag teen Melkbosstrand sal ry, dan ry jy van die een laan na die volgende laan, choppies, hoender, vis, Iets wat gebraai kan word, ja. Dis die Braai Capital. En Hannes kom en Zander eenmiddag kom dan nou af, weet van die surf af, en dit gaan 'n bietjie die golwery, en dan kom hierdie val by hulle verbygejaag. En Hannes weet van genoeg van wat hy nou al gelees het en wat hy nou op TV gesien het, van as 'n voertuig geen nommerplate het nie, dan is dit sonder ontklaar rooi ligte. En eventueel dan besluit hy en Zander, hulle gaan 'n bietjie eers die aand sy suster irriteer, want geen dag is volmaak voor 'n mens en jou sussie bietjie 'n poetsgebak het vir haar nie. En dan kom hulle eventueel af, hulle wil by Goofies gaan kuier en dan kom hulle af op hierdie val. En dan is Hannes weet hier iets aan die gang. En dan gaan skryp hulle weg om te kyk waar sy sterk skemer. En dan die volgende oomblik sê Hannes vir Zander, hierdie ouens is verseker nie hier om vis te vang nie. En dan hoor jy net, of dan die volgende oomblik, dan hoor jy net Hannes sê, watte? En dan is daar sy hande op sy skouers, iemand trek 'n sak oor sy kop, en daar begin die hele verhaal. Blitz perlemoendiewe van Nadine en Adrian Blom, dit die boek waaroor ons gesels vandag. Blitz en jou naam kan jy SMS na 42936. Kom ons praat net gou, ek wil gou vinnig met tong in die kies praat oor die naam Minkie vir wat nou aan Hannes gekoppel word. Het hy daarop besluit? Weet jy wat, hy en ek het daar gedebatteer en dit geskoei op Minkie van die Westhuis. Absoluut. En sy is vir my so sexy. En ek is so lief vir haar, sy is 'n vriendin, maar sy weet nie eers sy's in die boek nie, ek dink nie sy weet nie, maar ja, dit was so gesamentlike, maar jy het fyn gesien daar, hoor. Ja, maar ek weet, mense sing oor haar, ja, sy's nou al in boeke, sy's in jeugliteratuur, ek weet, die vrou is net oral, wat ek moet bieg, ek het haar een keer by 'n skoolfunksie gesien, waar agter jare gelede, ek dink sy was nog baie jonk en seker net begin met haar modelloopbaan. En hierdie vrou het ingestap gekom, ek meen, jy kan ons dink 18 jaar oud. En ek meen, she just blew my mind. Ek het net gedink, dit is seker die mooiste vrou waar haar, en ek kan net vir jou sê, ek ken haar ouers baie goed, en jy moet haar ma sien. Dis die mooiste vrou denkbaar. So, die man wat met Minkie getrou het in sy toekoms belê. Is heerlik om met jou te gesels, Nadine Blom, saam met my hier by 93.6 FM. Ek wens vir jou en vir Adrian menige blitse toe. En die wonderlikheid van hierdie ding is dat ek is mal dat jy draaiboeke kan, die visualiteit, dat dit in jou kop kan inkom, want dit beteken dat hier is 'n kans dat hierdie dinge verder gevat kan word, en dit is mos maar hoe jy dink, Nadine. Ek meen, jy weet mos, dis nou in die begin, en dan kyk ons hier, want ons is op pad nou soontoe. Jy weet mos, ek is 'n planner of note. Absoluut. Nadine, dit is wonderlik. Ek dink hierdie is die begin. Jy en Adrian het iets geskep en begin wat ek dink in die toekoms nie net nasionaal nie, maar internasionaal 'n wonderlike
geleentheid het vir 'n ma en seun of dan pa en dogter of pa en seun, wat die geval ook al mag wees, om net verder vorentoe te gaan en regtig besonderse dinge te doen. Heerlik om met jou te praat. Dankie, Jy's man. wonderlik en baie dankie dat ek vandag vir jou die voorreg gehad het. Waardeer jou so baie. Dankie vir al die luisteraars ondersteuning oor alle jare, Janne. En ja, mag die volgende jaar net nog groter gaan as hierdie een. Baie dankie. Ek weet dit gaan en ek en jy praat binnekort weer. Baie dankie. Sien uit. Okay, man. Okay, tot Tata. ziens, bye-bye. Dit is 25 minute oor 10, dis 93.6 FM, Nadine Blom, sy en seun Adrian Blom, Blits, Perlemoen, Diewe, jy moet hom hê, SMS Blits en jou naam na 42936, dis Blits en jou naam, SMS jy na 42936. Sit terug, lekker, pragtige, rustige wegkom kans van Nadine Blom, waarmee ons hierdie program dan eindig vandag.